Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 11 Februarie. Bedink hierdie dinge. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u baie dankie dat u ons gebring het tot waar ons is vandag met hierdie studie. Ons vra dat u wil mag geskied, dat ons hierdie studie mag verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal ook julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus in Filippense 4 vers 7. Ons innerlike belewenis benodig beskerming. Dis interessant dat Filippense 4 vers 7 'n militêre metafoor met betrekking tot God se vrede gebruik. Die Griekse werkwoord phroere word gebruik om 'n garnisoen soldate wat 'n stad teen 'n inval bewaak te beskryf. Ons lees 2 Korintiërs 11 vers 32. In Damaskus het die goewerneur van koning Aretas die stad van die Damaskeners laat bewaak om my te vang. Ons vergelyk ook hierdie vers met Handelinge 9 vers 24. En hulle plan het aan Saulus bekend geword en hulle het die poorte dag en nag bewaak dat hulle hom kon ombring. 'n ander baie belangrike aspek van innerlike vrede sluit in om in harmonie met God se wil te leef. Psalm 119 vers 165 sê tog vir ons, die wat u liefhet, het groot vrede en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Lees Filippense 4 vers 8 en 9. Watter spesifieke handelinge of optredes word aangemoedig? Ons lees Filippense 4 vers 8 en 9. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Filippense 4 vers 8 en 9. Paulus begin Filippense 4 vers 8 en 9 met verder en noem dan 'n lys van 6 deugde, gevolg deur 'n beknopte opsomming daarvan en 'n aanmoediging om Paulus se voorbeeld na te boots. Hierdie interkulturele vermaning waarmee daar afgesluit word, pas goed in by die Grieks-Romeinse agtergrond in Filippi, waar daar tweedelig op kuisheid en voorbeeld klem gelê was. Dis egter interessant dat daar op Bybelse deugde gefokus word wat vanselfsprekend afgelei word omdat Paulus die 4 Griekse hoofdeugde weglaat. Bedagsaamheid, regverdigheid, matigheid en moed. Punt nommer 1. Waarheid. Nie toevallig nie. Begin die lys met die vernaamste Bybelse deug van waarheid wat Jesus, waarlik ek sê, en die hele Nuwe Testament dikwels beklemtoon. Die eerste voorbeeld lees ons uit Handelinge 26 vers 25. Maar hy sê, ek is nie kranksinnig nie, hooggedeele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Die volgende voorbeeld lees ons uit Romeine 1 vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Die volgende voorbeeld lees ons uit 1 Korintiërs 13 vers 6. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die volgende voorbeeld lees ons uit 2 Korintiërs 4 vers 2. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Die volgende voorbeeld lees ons uit Efesiërs 4 vers 15.
Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Die volgende voorbeeld lees ons uit 1 Timoteus 3 vers 15. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Die volgende voorbeeld lees ons uit Jakobus 1 vers 18. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Die volgende voorbeeld lees ons uit 1 Petrus 1 vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Die volgende voorbeeld van waarheid lees ons uit 1 Johannes 2 vers 21. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat julle geen leuen uit die waarheid is nie. Punt nommer 2. Eerbaar. Die Griekse woord verwys na 'n persoonlike deug. Ons vergelyk die ander gebruike daarvan in 1 Timoteus 3 vers 8. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan die wyn nie, geen vuil gewinsoekers nie. Die volgende voorbeeld lees ons uit Titus 2 vers 2. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die gebruike van eerbaar word vergelyk in hierdie verse waar dit as waardig aangegee word. Punt nommer 3. Regverdig. Hierdie deeg word deur God se regverdige karakter gedefinieer. Ons vergelyk die gebruik daarvan in Filemon 1 vers 7. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeder die harte van die heiliges verkoop is. Punt nommer 4. Rein. Gedagtegang en handeling wat voortvloei uit God se regverdigmakende regverdiging deur geloof. Ons lees 1 Johannes 3 vers 3. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Punt nommer 5. Lieflik. Estetiese skoonheid wat oral in God se skepping gesien kan word. Punt nommer 6. Loflik. Vriendelik en innemend en minsaam. Paulus gee nog 2 verdere kwalifikasies sodat daar nie 'n heidense betekenis aan enige van hierdie deugde toegedig kan word nie. Filippense 4 vers 8. Watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En dan, om alle twyfel en potensiële wanbegrip te voorkom, doen Paulus 'n beroep op ons om deur sy eie voorbeeld te doen wat ons geleer, ontvang, gehoorsaam en gesien het in Filippense 4 vers 9.